Corpus Christi, welkom in 2026. Is 'n nuwe jaar. Die ou is verby. Daar's iets nuuts wat voor lê en mag hierdie 'n fantastiese jaar vir jou wees. Mag 2025 'n jaar wees waarna jy terugkyk en sê, Here, dankie vir die jaar. Dankie vir die jaar wat ek kon deurleef en dankie dat ek nou in 2026 is en dat U my gedra het tot hier. Die storie van Abraham gryp my elke keer aan, want Abraham se storie gaan oor om dit wat bekend is, dit waaraan ek gewoond is, dit wat ek verstaan en dit wat deel is van my normale roetine, agter te laat. In ruil vir iets wat onbekend is. Iets waarvan ek niks weet nie. Iets wat dalk so bietjie my keel kan laat toetrek. Maar as jy kyk na Abraham en dink jy vir jouself, hierdie ou dit regtig embrace. In Genesis 11 lees ons dat Tera, sy pa, op pad was Kanaan toe, maar toe in 'n stad vasgeval het en besluit het om eerder daar te bly. So dit waarheen hy op pad is, het hy nooit bereik nie. En daar het hy vir etlike jare geleef, met Abraham ook, totdat hy dood is. En dan lees ons hier in Genesis 12, hoe die Here na Abraham toe kom en vir hom die volgende sê. Hy sê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af, na die land wat ek jou sal aanwys. Na die land wat ek jou sal aanwys. Nie, gaan hierheen en dis hoe jy daar gaan kom nie. Nee, gaan na die land wat ek jou sal aanwys. Met ander woorde, jy moet nou net beweeg. Jy moet dit wat agter is los. In fact, al die bekendes los en vorentoe stap na wat ek jou sal wys. Met ander woorde, luister na my stem en hoor hoe ek vir jou rigting aanwys. Dit bring ons natuurlik by hierdie gedagte van Jesus wat die herder is, die goeie herder. Ons lees daarvan in Johannes 10, waar hy praat oor ek is die goeie herder en hy klomp mense die Joos inmaak omdat hy dit durf waag sê dat hy en die Vader een is. Maar daar's 'n spesifieke vers wat my aangryp elke keer as ek dit lees en ons gaan nou daarby kom. Hier in die vakansietyd, nou die dag, kom my dogter na my toe, my oudste een, en sê, Papa, ek wil hê jy moet saam met my asseblief Avatar kom kyk, die nuwe Avatar. En, man, ek het myself in 2022 voorgeneem om nooit weer 'n blou mannetjie film te kyk nie. Daar's nie 'n manier dat ek hierdie film weer gaan kyk nie. Ek het so aan die slaap geraak in die vorige Avatar. Dit was 'n terrible fliek gewees vir my. Die res van die wêreld het geglo dit is 'n great fliek. Ek het aan die slaap geraak, so vervelig was dit. Dan het ek gesê ek weier om verder Avatar te kyk en sy het aangehou en ons het toe uiteindelik gegaan en by die IMAX gaan kyk en dit was absoluut die moeite werd gewees. So, hierdie fliek is ryk van pragtige metafore, van waarhede wat 'n ou aangryp, behalwe vir die spectacular visuals. Is daar pragtige storie wat deur dit vloei. En een van die goed wat vir my uitgestaan het, was Jake wat heeltyd met sy antagonis, Quaritch, gesprekke het, elke keer as hulle paai kruis. Natuurlik omdat Quaritch hom wil doodmaak en hom in hegtenis neem. En dan sê Jake elke keer vir hom, kyk na die wêreld waarin jy jouself bevind met nuwe oë asseblief. Hou op om met jou ou oë van toe jy nog 'n normale mens was te kyk na dit wat om jou aangaan en kyk met nuwe oë, hierdie nuwe oë wat jy gekry het in jou wedergeboorte. So afgesien van dit, hierdie kyk met nuwe oë, en dis dalk iets wat jy ook
in jou agterkop kan bære in hierdie jaar wat voor lê, kyk met nuwe oë, is daar hierdie gedagte wat by my opgekom het toe hierdie beeld voor my afspeel, waar Jake op 'n plek kom waar hy 'n keuse moet maak, gaan hy vir Quaritch red, of gaan hy hom laat gaan en hom los, en dat Quaritch natuurlik met Spider, sy seun, saam met hom die afgrond in afstort, of gaan hy hom gryp aan die arm en hom probeer red. So daar's nou hierdie keuse, maar dit was 'n split sekonde en hy oefen hierdie keuse uit en hy gryp hom aan die arm en hy hou hom vas, sy groot vyand, sy aardsvyand, die een wat hom heeltyd wil doodmaak om elke hoek en draai, gryp hy aan sy arm en hy red sy lewe. Onverdienst. Dit het my so gegryp teen die bors. Want hier was nou 'n geleentheid om ontslae te raak van hom. Met 'n klein prys daarby saam. Of kom ek red hom en die hele siklus begin van voor af. Hy red hom, hy gryp hom in die arm en hy trek hom uiteindelik op. En daai beeld bly by my. Die beeld van onverdienstelike redding, 'n greep wat nie kan losbreek nie. En dit bring my by daai beeld in Johannes 10 waar Jesus vir almal sê ek gee hulle die ewige lewe, al sy skape, en hulle sal in alle ewigheid nooit verlore gaan nie. En dan sê hy, niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. 2025 was 'n uitdagende jaar vir my persoonlik, vir ons huisgesin persoonlik, en julle ken die storie. Maar miskien was dit vir jou ook 'n verskriklike jaar, 'n moeilike jaar, 'n uitdagende jaar, en jy's so dankbaar dit is verby. Maar as jy moet terugkyk en eerlik moet wees oor 2025, is daar nie 'n stuk dankbaarheid wat by jou opkom dat jy hierdie jaar deurgesien het nie, dat jy nie opgegee het nie, dat jy aangehou het, dat jy vorentoe gebeur het ten spyte van alles wat aangaan, dat jy nooit moed opgegee het nie, dat jy nie handdoek ingegooi het nie. Jy kan jouself op die skouer klop en sê, well done, well done. En ek wil vandag vir jou sê, well done, dat jy die lewe gekies het, dat jy aangehou het, dat jy aanhou bly veg het. Dat ten spyte van die vuur wat gebrand het, jy volgehou het. En ons weet, vuur het 'n manier om dit wat swak en sleg is weg te brand, maar dit wat sterk is, te versterk. Dit wat goed en mooi en reg is, te brand en te vorm, en uiteindelik dit wat mooi is uit te bring. So miskien was 2025 'n vuurtoets gewees waar die Here besig was om 'n klomp goed weg te brand en 'n klomp goed agter jou te los en as te maak. As, waarna jy terugkyk en sê, dankie Here dat dit nie meer deel is van my nie, dat ek gestroop is van dit wat sleg is en dit wat swak is, en dat die essensie van wie ek is oorgebly het en dat ek deur dit kan groei. Want dis wat gebeur is, as dit nie vernietig word nie, dan groei dit. Dis na brande op Tafelberg wat die fynbos weer nuwe lote skiet, waar daar pragtige groei plaasvind, waar daar nuwe groei plaasvind, waar sade ontkiem en 'n hele nuwe veld tot stand kom. En weet jy wat? Dit alles het gebeur terwyl sy greep op jou en aan jou nooit verslap het nie. Daai greep waarmee hy jou vasgehou het, niks het jou weggeskeer en uit dit uit losgemaak nie. Soveel soos wat jy vasgehou het,
Daai oomblikke wat jy nie meer kon vashou nie, daai oomblikke wat jy gevoel het alles is nou net te veel vir jou, daai oomblik wat jy die handdoek wou ingooi, daai oomblik wat jy regtig moed op wou gee, daai oomblik was toe hy jou vasgehou het, so, om jou pols, en niks jou uit sy hand kon gryp nie. Want dis wat hy doen, in tye waar jy oorweldig is, in tye waar daar nie 'n kans is vir jou om dit te maak nie. Maar luister hierna. Vir jou om 'n nuwe begin te maak, vir jou om in 'n nuwe, kom ons sê, vlak in te stap, vir jou om hierdie hele nuwe jaar tegemoet te stap, moet jy dit wat agter jou is, die as los en instap met hierdie wete dat al is ek nie heeltemal seker hoe dit gaan uitspeel nie, weet ek ten minste dat sy greep op my nie gaan verswak nie, dat hy my nie gaan los nie, en dat al wat ek moet doen is, ek moet bly luister na sy stem, bly luister en hoor wat die herder sê, sodat ek 2026 kan deursien, sodat ek 2026 se golf kan ry, sodat ek 2026 se berg kan klim, sodat ek by my bestemming kan uitkom eventually, al weet ons dat die reis die bestemming is. So mag 2026 die jaar wees wat jy bewus word van die greep wat hy op jou lewe het, al het jy nie altyd 'n greep op jou eie lewe nie, dat sy genade vir jou genoeg is, en dat sy genade jou vasgryp en vashou, dat dit nie van jou afhang nie, maar van hom, dat al wat jy moet doen is net opnuut luister, opnuut hoor, seker maak, ek stap saam. Dat as jou greep verswak, jy weet dat hy jou nie sal los nie. En miskien het 2025 die vloer met jou gevee en jy lê plat, maar dat jy nuwe lote sal kry. Dat daar nuwe groei sal plaasvind. Dat daar 'n verdieping sal kom, wat jou en almal rondom jou verras. Mag 2026 die jaar wees van ongekende groei in jou lewe. Mag al die onreinhede, al die slegte goed, wat in 2025 gebrand het, van jou afval, soos skille en skubbe. En mag dit wat die essens is van wie jy is, oorbly. Mag jy met 2026 met nuwe oë bekyk. Nuwe oë wat hy in jou geplant het, vir jou gegee het, omdat jy weer gebore is in hierdie nuwe jaar. Vrede vir jou. Kom ek doen 'n gebed vir jou. Here, dankie dat 2025 verby is. Dankie vir al die lesse wat ons geleer het. Dankie vir die vuur wat ons gebrand het. Dankie vir alles wat U wegvat van ons af, om vir ons dit te gee wat U vir ons in gedagte het. Mag 2026 die jaar wees wat ons aangryp, en al verswak ons greep van tyd tot tyd, dankie dat ons weet dat U greep op ons nooit verswak nie. Dat niks ons uit U hand kan ruk nie. Dankie dat niks ons kan skei van die liefde nie, en dankie dat ons weet, U is die God van oorbegin, nuut begin, nuwe lewe wat voortspruit. En ek dank U daarvoor. Amen.